Toe raak my pa van 90 jaar, basies vir die eerste keer in sy lewe siek. Op daai stadium was hy en my ma in Keetmans in die ouer huis. Nadat ons van Keetmans niks kan doen nie, beweeg ons met hom die 16de Desember Windhoek toe. Terwyl ek die oggend, so 5:30, 5:30 se kant, die nagpersoneel help om my pa te was en dit. Ons klaar is om te doen, ek 'n gebed en ek lees Bybel. En langsaan is 'n Herero dogter gelei. Nou Herero is die swart bevolking wat hierdie lappe en goed toenig is. En sy het seker omtrent so wys om op die kamera te sien, sy op haar bed gelê, uitslik hoog. En ek hoor sy 17 jaar, maar terwyl ek so by my pa bid, en dit voel ek, raak, hoe groot swart man, ou man, om my skouer, my vrou vir my, ek moet nog vir sy klein dogter ook kom bid. Nou ja, ek was in die regse politiek. Ek het baie meer as net konservatief groot geword. Dit was my manier. Maar op een of ander manier toe ek by die bed kom staan, maar die duiwel het my baie duidelik herinner, ek kan nie vir 'n swart mens bid nie. Nou, ek gaan staan by haar bed, ek het vergeet omdat ek het gedink ek doen dit maar, want ek het dit vir my pa gedoen. Terwyl ek aan haar voet vat, was nie 'n bedoeling, ek het nie geweet nie wat daar gebeur het. Toe raak ek, bid ek en ek sê vir die Here, sy is jong, en daar genees, want haar niere het toe al vir 'n week gestaan, want dis nie wat sy so groot opgeswel was. En dan sê vir my, maar, toe ek gesê die Here moet haar gesond maak, toe dank ek die Here, en ek dink, sjoe, want jy is lekker verwaand, om sommer vir die Here te kan dankie sê. Soos ek daar weg, die Sondagmôre kom ek daar, en sê vir my, maar hier so iets vreesliks het gebeur, die nag het haar niere 25 milliliter, nou dis net 'n top, 25 milliliter urine afgeskei, maar dit is vir 2 dooie niere. So, ons is deur dit, ek kom die Sondag namiddag kom ek by daai hospitaal, toe sing en dans Hereros. Toe daar, in die loop van die oggendure, daar is iets soos 9 liter urine deur daai liggaam gegaan. Die Sondag agtermiddag sit ek het by my peetkind gebly. As 'n jong mannetjie ongetroud, soos wat hulle meubels so goed, maar sit ek op sy bank met 'n breinkombers hoor. Pastoor Leonie Jonker van Preek op Kruiskyk, van iemand wat op 'n bank sit met 'n breinkombers oorgekom is. Terwyl ek sit, spring ek op en ek besef, maar dis ek. En ek vra vir die Here wat moet gebeur. Hy sê vir my, dit wat hier gebeur, moet jy vorentoe vir die mense gaan vertel. Die 22ste toe opereer hulle hom. En dis 'n blokkasie in sy darm wat hy gehad het. Toe die dokter vir my sê, maar hy wil opereer, toe sê ek maar, hy sê my, ek moet nou maar, sê my, ek kan nie alleen besluit, ek wil die Here se hulp gaan vra. Dis 'n swart dokter, Mangunda. Hy sê vir my, maar, dat hy saam met my kom bid. Ek kom sê my, ek wil gaan bid, te hoor of ek belewe toe iets in my, want hier is nog 'n swart mens. Die Here ken, hy is die man wat oor my pa medies aangestel het. Hy sê net vir my, maar, daar is niks verkeerd nie. En ons gaan aan. Maar dit is net dat ek vir die Here gevra, ek wil net een keer met my pa praat. Ek wil net weet of sy saak met die Here reg is. En die dag na die operasie, het is hom gewas het. My pa maak sy 2 blou oë. En toe sy hand vat en vra ek vir pa, is dit, as jy weet, as ek gee my net 'n drukkie, gee my so 1 drukkie. En ek vra daai vraag, ek vra pa, as jy hier klaar is, jou saak die Here reg.
Ek sê, ek kan nie praat nie, want dit is goed as ek nie is in sy mond. Ek sê, gee my 'n drukkie. En gee my so 2 drukkies. Die dokter kom by my en sê vir my, daar's niks wat hulle meer kan vir oupa doen nie. Dis toe die Kersfees het verbygegaan. Die Sondag het by die Maandag toe sê vir my, dinge is nie besig om reg meer te. En toe sê hy vir my, hy was op daai stadium met hy is bloedtelling, suikertelling gehad van so 6, 5 punt iets, 6. Toe gaan dit op na 30 toe. Toe sê hy vir my, dis basies die liggaam wat hom afgesluit het. Dis 'n natuurlike koma waar my pa was. So het ons gebid. Hoeveel keer wat ek als gebid het van moedeloosheid tot op 'n stadium dat een van die swart verpleegsters vir my gesê het. En vir my 'n gebed gedoen het dat ek kan vrede maak. Toe besef ek maar ek het nog nie vrede gemaak nie. Na vrede gemaak. En die 29ste die agtermiddag. Ek was so tot 2 uur by die hospitaal, 4 uur toe bel hulle my. Sê hulle vir my, dis nou die begin van die einde. Nou ja. Ons het deurgegaan. In die tussentyd het die Herrera dogter was sy afgekoppel van die masjiene af. Sy was hoenderswak. Maar van daai groot opgeblaasde mense het 'n klein deeltjie oorgebly. Maar sy was besig om te herstel. En hier lê pa by my, besig om die lewe se laaste tree te gee. Begin ek, wil ek amper sê, met my volgende nuwe gebed en ek sê, Here, asseblief, kom vat pa by my. En ek en die Here, hoe so ver uit mekaar het gewees het, want ek het nie vir hom gesê, Here, vang, hier kom hy. Ek het hom gesê, Here, kom vat hom by my. En voordat ek kon amen sê, toe sê die monitor, oupa, als het opgaat. Deur dit alles, weet ek net, om vir almal te sê, ras is nie 'n kwessie by die Here nie. En ons moet net moed hou. Lewe begin eers vir ons aan die kant die